ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 463. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dan wil ek nou sê dat die 3 legkaart studiegids Bybels wat u individueel kan koop, of hulle in 'n pakket koop en dan 'n vierde boek dan gratis kry, is so belangrik vir die studie waarmee ons vanmôre sal aangaan. Het is my totaal en al onmoontlik om alles te hanteer wat ek daar geskryf het in hierdie studie, in hierdie week of die volgende week. So asseblief, as jy kan, kry die reeks boeke, dis bekombaar in 'n pakket, of as jy dit een wil bestel, dan betaal jy net posgeld elke keer wanneer jy dan een bestel, en in 'n pakket kry jy 'n vierde boek gratis van u keuse. So die legkaart studiegids Bybels, jy kontak my by my WhatsApp nommer 0722 367-124. Gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. As dit al die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luister, nou hoekom ek dit sê, want daar is regtig honderde nuwe mense wat kyk op die oomblik, wat ingeskakel het, vandat ek week terug, bietjie meer as 'n week gelede, 2 weke terug, want ons is in ons tweede week, waar Jaffa my gelei het om dan meer uit te brei met bewysbare skrifgedeeltes oor dit wat koning Salomo dan sê. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, gaan na deel 1 begin reg voor. Die 3 se magte om inligting verloor of gemis. Dis uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, dit is subscribe. Stuur die kontak vir die vriende en kennisses, uiters belangrik. Die reeks is lewensveranderend, maak seker jy skryf op pen byderhand het, as ook 'n 33 Afrikaanse Bybel, as u nie die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version het nie. Kom ons bid saam. Ons kom vanmôre as u kinders, wedergebore Jafiste uit water en die Ruach HaKodesh, volgens Johannes 3 vers 1 tot 11. Vader, is vanmôre met dankbaarheid, dis met dankbaarheid wat ons u eer vir die bloed van die Seun Jafashua, wat ons kom vrymaak het van ons sonde en ons ongeregtigheid, dat ons dan ook vanmôre die voorreg het, as Jafiste en deel van die bruid van u Vader Jafashua, wêreldwyd, om so diep in hierdie woord in te delf, waar ander mense nog nooit eers van dit gehoor het nie. Baie dankie vir die bonatuurlike kennis en die openbaring. Salf dit met die Ruach HaKodesh, laat dit ingang vind in die harte en die lewens van die mense. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jafashua. Halleluja, laat dit so wees. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dit vir die groot seën sal wees. Onthou, ek het gister gesê dat u moet Genesis 1 vat en hom maar deurlees, die eie notas maak. Ek wil net weer sê, ons is besig met die boek Spreuke hoofstuk 24, en hierdie is natuurlik nou aanvullende of bewysbare skrifgedeeltes wat ek dan gebruik. Let na die beeldspraak, en hier, in Genesis 1 vers 2 en verder aan, is hier soveel beeldspraak wat ons almal geheel en al gemis het. Hy sê in Genesis 2 vers 1, en dit was aand, hy sê, en die aarde was woes en leeg. Met ander woorde, woes, daar is niks en is leeg. En duisternis was op die wêreldvloed. So wat was op die aarde anderster as water, malende, kolkende watervloed. Duisternis. En duisternis was op die wêreldvloed. En die Gees, dis die Ruach HaKodesh, van Jaffa die Almagtige, die 33 God, het gesweef op die waters. Nou my Bybel leer my dat Jaffa is Gees, Ruach HaKodesh. Hy sê, en die wat hom aanbid moet hom in
gees en in waarheid aanbid. So ons het nie 'n beeld wat ons aanbid nie. Wanneer apostel Johannes skryf oor die troonkamer van Jaffa, 24 ouderlinge, die 4 heilige wesens, die gerubs, die serafs, dan stel hy vir ons die troonkamer voor. Maar hier vind ek dat Jaffa se ruach het gesweef bokant hierdie watervloed, en onder hierdie watervloed was die aarde gewees. In ander woorde, waters op waters, en onder die waters was dan die aarde gewees. Die aarde was woes en leeg. Met ander woorde, hy sê in Engels, it was without form. En duisternis was op die watervloed. So nou dink ons onmiddellik aan duisternis as donkerte. Want dis hoe ons Bybels geleer lees het. En die gees, die Ruach HaKodesh van Jaffa die Almagtige, het gesweef op of oor die waters. Vers 3. En dis hier waar jy jou sitplekgordel kan vasmaak. En Jaffa die Almagtige, dis God in die 33 Bybel, het gesê, ek sê maar net so terwille van die nuwe mense. En Jaffa die Almagtige het gesê, laat daar lig wees. Hoekom sê hy, laat daar lig wees? Wel, die woord sê, daar in die vorige versie, vers 2, en daar was duisternis op die wêreldvloed. Nou sê hy, en laat daar lig wees, en daar was lig. Nou onmiddellik moet my vraag aan u wees, watter lig? Ja, baie van ons Jafiste het baie slim geraak oor die jare, en jy het my boeke nou gelees, en jy het my gehoor preek oor ander onderwerpe, so u weet wie en wat die lig is. Laat Jaffa sê, Jaffa Almagtig sê, die skepper van hemel en aarde, laat daar lig wees. En daar was lig. My vraag is net, watter lig of ligte? Onmiddellik, omdat ons in al die jare gekom het met die kerkstrukture en die goed, wanneer ons dan die skrifgedeelte lees, het ons gesien dat daar was watervloed en dit was donker. En dan spreek Jaffa, laat daar lig kom oor die donkerte, oor die watervloed. En laat daar kalmte kom oor die water, die onstuimige water. Dis hoe ons dit verstaan. Maar dis nie wat hier staan nie. Hier is een fantastiese, bonatuurlike openbaring. Hy sê, Jaffa Almagtig het gesê, laat daar lig wees. So daar was nie lig gewees nie. Want as daar lig was, sou daar nie duisternis gewees het nie. Ek het dit verduidelik. Ek dink dit is in die Engelse boodskap, What is your God's name? Dat as iemand die skakelaar afsit van die ligte van die ateljee, in sekondes is dit pikdonker. So die donkerte, die duisternis, kruip in die hoeke weg van die ateljee. Die lig hou die duisternis weg, so die duisternis is teenwoordig, die donkerte. Die donkerte is teenwoordig. Wat hou dit weg? Die lig, hierdie elektriese ligte wat ons het, skerp ligte, wat is dit? Dit hou die, as Pastor Rika die skakelaar afsit, van die ligte, is dit pikdonker. Die oomblik sy skakelaar aansit, terug is die lig. Goed, toe vers 4, toe sien Jaffa die Almagtige, dat die lig goed was. So wat doen hy? En Jaffa Almagtig het skeiding gemaak
tussen die lig en die duisternis. Toe hy die lig maak, as ons dan sien dat hy die son en die maan en die sterre hier maak, wat die lig is, dan, hoekom sê hy in vers 4, toe sien Jahwe die Almagtige dat die lig goed was. Hy sê nie ligte meervoud nie. Want ons gaan daar vers 14, 15, 16, 17, gaan ons sien, hy praat van die ligte aan die uitspansel van die hemel. Hallo. Toe sien Jahwe dat die lig is in 'n enkelvoud, 1, goed was. En Jahwe het die skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. Die lig self het nie onmiddellik die skeiding gemaak nie. Vader Jahwe het die skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. Nou as ons glo, dis die son en die maan en die sterre, watter een van die 3 was dit? Wel, ek noem nou die sterre ook in 'n enkelvoud. Die son, die maan en die sterre. Wat een van die 3 groepe is dit hierdie? U kan dit nie vir my sê nie, want dis nie wat dit is nie. Maar dis wat ons geleer glo het, van ons kinders gewees het, klein kindertjies was, dat die skepper van hemel en aarde het gesê, laat daar lig wees, en skielik hier skyn die son en die maan en die sterre. Nee, dis nie wat dit was nie. Hierdie duisternis, wat oor die watervloed ook geheers het, wat 'n lig nodig gehad het, om hom weg te dryf, is dit wat Jahwe hier maak, wat nie die son, die maan en die sterre is nie. Moes leer verstaan in die Bybel. Vers 5. En Jahwe die Almagtige het die lig dag genoem. Dag is wat? Is die lewe. Sê die woord nie, ons is kinders van die lig en die dag nie? Ja, natuurlik. Die woord sê, julle is kinders van die lig en die dag. En Jahwe Almagtig het die lig dag genoem. Die lig wat hy dan gespreek het. Hy het niks met sy hande gemaak nie. Alles gespreek. So, en Jahwe Almagtig het die lig dag genoem. Ek sê in hakies, lewe. En die duisternis het hy nag genoem. Kyk my vingers. Die dood. Daar's 2 bome in die tuin van Eden. Hy sê vir Adam, nie vir Eva gesê nie, vir Adam. Jy kan eet van die boom van kennis van goed en kwaad, of die boom van die ewige lewe. Jy mag nie daarvan eet nie, van die boom van kennis van goed en kwaad nie. Hoekom? Want dit was die boom van die dood. As jy van daai boom eet, van die boom van kennis van goed en kwaad, sal jy sekerlik sterwe. Dis die boom van duisternis. Dit het die dood gebring. Hy sê, na Adam en Eva gesondig het, as die mens nou net sy hand uitsteek, jy kan het gaan lees daar, in Genesis 3, 2 en 3. As die mens nou net sy hand uitsteek en ook weer van die boom van die ewige lewe neem, die boom van die lewe, die lig, die dag, die boom van die lewe, sal hy weer soos een van ons word. Met ander woorde, die onsterflikheid terugkry. En Jahwe die Almagtige het die lig dag genoem, lewe. En ek wil ook sommer 'n hakie sê, die boom van kennis van goed en kwaad, skryf dit af. Ekskuus tog, ek's jammer, ek praat nou die mekaar. En Jahwe die Almagtige het die lig dag genoem, die lewe, Jahwe Shua. Vir die ander ouens wat nie weet nie, Jesus Christus. En die duisternis het hy nag genoem. Die duisternis was wie? Die dood.
Wat het sy naam geword na hy die hemel uitgewerp is? Satan, die vader van die leuns, die slang, die duiwel. Gaan kyk Openbaring 20 vers 1. Daar's al sy name. En die duisternis het hy nag genoem. Sê die woord nie dat hulle is kinders van die duisternis nie. Beteken hulle is kinders van die donkerte as die lig af is? Nee. Hulle is deel van die kinders van die vader van die leuns, van die duisternis. En Jahwe die Almagtige het die lig dag genoem, lewe, Jahwe. En die duisternis het hy nag genoem, die dood, wat dan Satan sal wees. En dit was aand, en dit was môre die eerste dag. So wat skape? Jahwe, want skape is spreek, formeer is wat hy met sy hande doen. Wat skape Jahwe die eerste dag? Wel, dit wat ons lees, tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 6, tot by die begin van vers 6. Hy die lig, het hy, die lig, het hy gemaak. Om wat te doen? Om die mag van die duisternis te oorweldig. Dis 'n baie interessante gedeelte hierdie. Vat die Bybels en gaan maak die eie studies. Lees verder, nou dat jy 'n bietjie agtergrond het, lees nou self verder aan. Lees dit deur, maak die notas. Tot môreoggend as Vader Jahwe wil, moet dit nie mis nie. Maranatha, Jahwe kom weer. Halleluja.